Kom ons gesels so 'n bietjie oor die vrug van die Gees van vriendelikheid. Maar ek wil dit gaan haal waar Paulus vir ons skryf in Efesiërs 2, waar hy sê, ek en jy is gered uit genade, genade alleen. Ek bedoel, ek het nie ietsie wat ek kan byvoeg, ek kan nie 'n bydrae lewer tot my redding nie, dis God se genade. Die feit dat Jesus aarde toe gekom het, in my plek aan 'n kruis gesterf het, dit is genade, genade alleen. En dan, Efesiërs 2 vers 10 sê, nou goed, as jy uit genade gered is, dan het jy nou 'n nuwe lewe, dan is jy 'n nuwe mens, en dan moet jy goeie dade doen aan ander. Hoor mooi, nie goeie dade om gered te word nie, maar omdat jy gered is, moet jy jou lewe wy aan die goeie dade, waarvoor God jou geroep het, waarvoor hy jou bestem het. En dit bring by die vrug van die Gees, van vriendelikheid. Want daardie goeie dade het alles te doen met vriendelikheid. Die Engels vertaal vriendelikheid met kindness. Vriendelikheid is mos partykeer net ek is gaaf met die buurvrou of ek gee 'n glimlaggie vir die een of 'n glimlaggie vir daai een. Nee, vriendelikheid is baie dieper as dit. Die vrug van die Gees, vriendelikheid, sê ek nou vir jou, is die een ding wat ons die nodigste het in Suid-Afrika om Suid-Afrika te verander. Want as jy kyk na ander woorde vir vriendelikheid, dan is dit woorde soos omgee en empatie en bedagsaamheid en bekommerd wees oor iemand. Al daai tipe van goed beskryf vir ons die vrug van die Gees van vriendelikheid. So kom ek en jy dink, hoe kan ons vriendelik wees in hierdie land om hierdie land 'n beter plek te maak? Kom, ons wag nie vir die politici nie. Mense, ons gaan lank wag. Ons wag vir die politici om hierdie land te verander en om hierdie acts of kindness, hierdie dade van vriendelikheid te doen en te leef, gaan ons baie, baie lank wag. Nee, as gelowiges het ons hierdie verantwoordelikheid. As kinders van die Here het ons hierdie verantwoordelikheid om hierdie dade van vriendelikheid te leef. Hoor mooi, dade van vriendelikheid, nie net 'n ou glimlaggie nie. Kom ons deel ons mens wees met ander. Kom ons deel kos uit. Kom ons gee koue water waar dit nodig is. Kom ons reik uit met 'n glimlag. Dit is absoluut deel daarvan. Kom ons sien mense se nood raak. Kom ons leef met omgee en met empatie. Kom ons wees bekommerd oor ander mense. Kom ons hê lief. Kom ons leef met goeie verhoudings. Dit is die vrug van die Gees van vriendelikheid en dis die goeie dade wat jou lewe sinvol gaan maak en uiteindelik ons land 'n beter plek gaan maak.